Kom ons gaan vir 'n oomblik duisende jare terug in tyd. Lank voor enige skepe hier aangekom het, was die landskap van Suider-Afrika die tuiste van ongelooflike mense. Mense wat die land geken het soos die palm van hulle hand. Vandag duik ons in die verhaal van twee van hierdie groepe, die San en die Khoikhoi. So wie was nou eintlik die heel eerste mense hier? Dis die groot vraag, né? En dis presies wat ons vandag gaan uitpak. Ons gaan kyk na hoe hierdie twee groepe geleef het, waarin hulle geglo het, en hoe hulle mekaar onvermydelik beïnvloed het in die landskap wat hulle albei al tuiste genoem het. Goed, hier's ons padkaart vir vandag. Eers ontmoet ons die San, die meesterjagters en oorspronklike kunstenaars. Dan kyk ons na die Khoikhoi, wie se lewe alles oral vee gegaan het. Ons sal sien wat gebeur het toe hierdie twee wêrelde gebots het en dan, aan die einde, bring ons alles bymekaar om die prentjie duidelik te kry. Reg, kom ons begin by die begin, by die San. Hulle was die ware oorspronklike inwoners van hierdie land. Hulle was nie net oorlewens nie, hulle was diep verbind met die natuur, as jagters, versamelaars en, baie belangrik, as die eerste groot kunstenaars van Suider-Afrika. Die San se hele samelewing was gebou op een ding: samewerking. Hulle het in klein familiegroepies geleef en was altyd aan die beweeg, agter die kos en die water aan. En omdat hulle so rondgetrek het, het hulle amper niks besit nie. Dink net daaroor, in ons wêreld van goed bymekaar maak. Maar wat my regtig fascineer, is hoe gelyk almal was. Elke volwassene het 'n sê gehad in besluite, want hulle het een ding geweet: sonder mekaar maak hulle dit nie. Jag was nie net 'n manier om kos te kry nie. Dit was 'n fyn ontwikkelde kuns. Dit het begin met ongelooflike geduld. Hulle kon vir dae lank 'n dier se spoor volg. Dan die bekruipsels. Doodstil. Die pile en bo was klein, maar die geheim was die gif, 'n dodelike mengsel, dikwels van 'n klein kewertjie gemaak. Maar selfs nadat die dier getref is, was die werk nie verby nie. Hulle moes hom volg, soms vir ure, tot hy uiteindelik val. En dan, die belangrikste stap van almal. Die vleis is met absoluut almal in die groep gedeel. Dit was die hart van hulle gemeenskap. Die spirituele hartklop van die San-gemeenskap was die sjamaan. Hierdie persoon was soveel meer as 'n dokter. Hy was die brug tussen die fisiese en die geesteswêreld. Deur intense ritmiese danse sou die sjamaan in 'n soort droomtoestand, 'n beswyming ingaan. En in daardie toestand het hulle geglo, kry hulle krag van hulle hoofspirituele wese, Kagen, om mense te genees en die gemeenskap te beskerm. Vir die San was een dier bo al die ander: die eland. Die eland was nie net kos nie, dit was die mees spirituele wese in hulle hele heelal. Dit was die middelpunt van al hulle belangrikste rituele, van 'n seun se eerste jag tot 'n meisie se oorgang na vrou wees. En veral in daardie kragtige beswymingsdanse van die shamane. En hoe weet ons van al hierdie diep spirituele dinge? Wel, hulle het vir ons 'n venster na hulle siel gelos in hulle rotskuns. Hierdie was nie net mooi prentjies nie. Baie van hierdie skilderye is deur shamane gemaak terwyl hulle in daardie droomtoestand was. Dit was hulle manier om al visioene vas te vang, 'n direkte lyn na die geesteswêreld, geverf met okker, bloed en dierefeit. Goed, kom ons skuif nou ratte. Ons het die San ontmoet, maar later het 'n ander groep in Suider-Afrika aangekom, die Khoikhoi. En hulle het 'n heeltemal nuwe manier van lewe saamgebring. Een wat om iets heeltemal anders gedraai het: die besit van diere. En dit is die een deurslaggewende ding wat jy van die Khoikhoi moet verstaan. Anders as die San wat die land gesien het as iets wat almal deel, het die Khoikhoi rykdom en status gemeet aan die hoeveelheid vee wat jy besit het. Jou beeste was jou bankrekening, jou statussymbool en jou hele nalatenskap. Hierdie fokus op persoonlike rykdom het natuurlik 'n heel ander tipe samelewing geskep. Die Khoikhoi het in baie groter groepe geleef. Aan die hoof was 'n stamhoof wie se mag gekoppel was aan sy rykdom in vee. Besluite is deur hom en die senior mans geneem, 'n baie meer hiërargiese stelsel. En jy kon dit sien in hoe hulle gebly het, hitte in 'n groot sirkel met die waardevolle vee veilig in die middel. Nou, hier's iets interessant. Al het hulle so baie vee gehad, het hulle amper nooit 'n bees geslag net vir kos nie. Hoekom? Want 'n bees was eenvoudig te waardevol. Dit was soos om jou geld te eet. Hulle het die melk gebruik en die diere verruil vir ander goedere. Beesvleis was net vir die heel grootste geleenthede. Dit beteken, net soos die San, het die Khoikhoi steeds gejag en veldkos versamel vir hulle daaglikse oorlewing. So, wat gebeur as 'n groep wat glo die aarde behoort aan almal
'n groep ontmoet wat glo jy besit het deur jou vee daarop te laat wy. Kom ons kyk na die komplekse en dikwels gespanne verhouding tussen die San en die Khoikhoi. Hierdie skyfie wys presies waar die probleem gelê het. Vir die San was die land 'n heilige plek, 'n spens wat vir almal oop is. Vir die Khoikhoi was die land hoofsaaklik veiding vir hulle vee, 'n ekonomiese bate. Twee heeltemal verskillende wêreldbeskouings wat bestem was om te bots. En ja, dit het gebots. Die Khoikhoi se groot troepe vee het die veiding en skaars waterbronne opgebruik, wat die San se jagvelde verklein het. As die jag misluk het, het desperate San-groepe soms 'n Khoikhoi dier gejaag om te oorleef. Dit het natuurlik gelei tot gewelddadige vergelding. En om alles erger te maak, was daar hierdie houding van die Khoikhoi dat hulle as vee-eienaars op 'n manier beter was as die Sanjaggers. Maar, en dis 'n groot maar, dis belangrik om te onthou, dit was nie net 'n storie van konflik nie. Daar was ook tye van samewerking. Soms het Sanjagters vir die Khoikhoi gewerk. En, baie belangrik, die groepe het ondertrou. Oor honderde jare het hierdie interaksies, goed en sleg, gelei tot 'n vermenging van kulture en mense wat ons vandag ken as die Khoisan. Goed, ons het nou die twee groepe afsonderlik bekyk en ons het gesien waar hulle koppe gestamp het en waar hulle saamgesmelt het. In hierdie laaste deel, kom ons sit alles op die tafel en vergelyk dit direk. Hier is nou alles langs mekaar. As jy net een ding van vandag se verduideliking onthou, laat dit hierdie wees. Dit breek die verskille tussen hierdie twee wêrelde perfek af. Kyk gou hierna. By kos sien ons die San was suiwer jagter-versamelaars. Die Khoikhoi, veewagters wat ook gejaag het. Die San se groepe was klein, amper soos 'n uitgebreide familie. Die Khoikhoi sin was baie groter. By die San was almal belangrik en het almal 'n sê gehad. By die Khoikhoi was dit die stamhoof en senior mans wat die besluite geneem het. Selfs hulle huise vertel die storie, eenvoudige skynings vir die San teenoor die Khoikhoi se verdedigende sirkel van hutte. Nou, jy mag dalk dink hierdie is alles antieke geskiedenis wat in 'n museum hoort. Maar die nalatenskap van die San en Khoikhoi is vandag nog sigbaar op 'n plek waar jy dit dalk die minste verwag. Is dit nie ongelooflik nie? Die twee mensfigure wat die hart van Suid-Afrika se moderne wapenskuld vashou, kom direk van 'n San-rotstekening wat duisende jare oud is, die Lintensteen. Dit is 'n kragtige herinnering dat die heel oudste stories van hierdie land steeds 'n sentrale deel van ons nasionale identiteit vandag is. En dit bring ons by ons laaste vraag. Daardie figuur op die wapenskild is net die begin. Die nalatenskap van die Khoisan is soveel dieper. Dit leef in die klikklanke van ons tale en plekname reg oor die land. En ja, selfs in die DNA van miljoene Suid-Afrikaners. Dis 'n geskiedenis wat nie net in die verlede is nie. Dit is steeds deel van wie ons vandag is.